Welkom by AMT se Standard Bank Lewende Hawe markoorsigg, moontlik gemaak deur Standard Bank en John Deere. Ons sien nou dat choppryse skerp daal wat voerkoste sal afbring, maar waarheen kan kalfpryse nou? Bly ingeskakel, ek wys jou presies wat die pryse doen en waarheen ons dalk op pad is. Voor ek met die pryse van die week afskop, wil ek net noem dat daar baie faktore is wat pryse op die dag beïnvloed, soos die gewig, ouderdom, geslag, kwaliteit en vraag op 'n spesifieke veiling. So maak seker jy kry die beste prys op die dag wat jou sak pas. Soos laasweek verwag het kalfpryse toe begin terugsak die afgelope week met die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers wat dan tussen 200 en 250 kg weeg, nou op R35.52 per kilogram, met uit die hand of direkte verkope se pryse op R35.88 per kilogram. Die gemiddelde prys is dan steeds so 11% hoër as wat ons laas jaar die tyd gesien het. Ligter kalvers onder 200 kg daal dan na R34.95 met swaarder kalvers tussen 250 en 300 kg wat styg na R35.13. Bulkalvers daal laasweek na R36.73 met vers kalvers nou gemiddeld op R33.63. Die gemiddelde prys in die Vrystaat daal dan na R35.76 met die pryse in Mpumalanga nou op R35.12. Die A2 karkasprys verhandel sywaarts op R68.26 met die C-graadprys laer op R50.18 per kilogram. Ek voel steeds dat kalfpryse nog kan terugsak en moontlik net onder die R35 merk kan stabiliseer, soos daar nou baie meer diere na die mark toe kom en voerkrale meestal op kapasiteit is nou. Daar is dan ook van die voerkrale wat moes toemaak weens die back and closure uitbraak en wonder mens of dit die vraag nou verder negatief kan beïnvloed. Ek dink egter steeds die daling in kalfpryse kan minder wees as laas jaar weens minder invoere veral van Botswana as ook minder plaaslike aanbod. As mielies nou gestroop word, kan dit voerkostes ook afdruk wat dalk die voerkrale meer ruimte vir beter pryse kan gee. Vraag na ligter kalvers behoort ook op te tel soos die mieliereste beskikbaar raak. Slagpryse behoort ook nou af te kom soos meer bemarkbare diere binnekort die mark gaan binnegaan. Soos verwag het die lamppryse dan verder gestyg laasweek met die gemiddelde stoorlamprys nou op R47.44 per kilogram. Slaglampryse staan op R48.57. Direkte stoorlampryse of uit die handverkope van stoorlampryse verhandel op R47.56 met direkte slaglampryse op R48.56. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg dan ook na R47.19 met die prys in die Weskaap nou op R49.06 per kilogram. Seisonale tendense toon steeds dat lamppryse verder opwaarts kan neig tot en met die einde van Junie maand, soos daar minder diere na die mark behoort te kom. Vraag tel ook dan tradisioneel op oor hierdie tydperk van die jaar, soos die soja oesreste beskikbaar raak. Ons verwag dan ook bietjie minder invoere vanaf Namibië hierdie jaar wat dan in 'n kuddeboufase weer is. Die A2 karkasprys daal egter bietjie na R101.32 per kilogram met die C23 prys wat styg na R67.94. Gebaseer op historiese tendense behoort die A23 prys dan 'n hoogtepunt so teen die einde van Junie moontlik te bereik. Dit lyk egter of die slagprys nog ondersteuning kan kry tot einde Julie, soos lammers nou baie skaars steeds in die mark is. Daar was die plaaslike wol of bokkar veilings die afgelope week en bly pryse dis onveranderd plaaslik. Wolpryse in Australië het egter weer bietjie gestyg laasweek weens die beter sentiment in die markte, soos laasweek ook bespreek. Die gemiddelde prys styg met so 1% na 'n gemiddelde prys van $12,03 per kilogram. Die positiewe handelsgesprekke tussen Amerika en China het nou begin deurspoel na beter pryse, maar sal hierdie momentum behoue moet bly om weer die mark se vertroue op te bou. Daar is wel nou laer aanbod in Australië en is daar ook nou nie veel produkte vir die Europese markte op die oomblik beskikbaar nie. Ons sterke rand teen die Amerikaanse dollar kan ongelukkig dan ons markte ook sywaarts tot bietjie afwaarts hou hierdie week ten spyte van beter vraag wat ons verwag. Die hoenderpryse het dan verder gestyg die afgelope week met die gevriesde ex-abattoirprys op R35.51. Varspryse staan op R38.89 met die EQF-prys hoër op R34.87 per kilogram.
Daar is minder aanbod tans in die mark weens die Daybreak Foods debakel en gaan ons dan nog ook binne die volgende 6 weke nie meer kan invoer vanaf Brazil weens die voëlgriep wat daar uitgebreek het. Hierdie behoort dus pryse op te druk, maar soos laasweek ook genoem, die regering sal nie sommer dat hoenderpryse te hoog gaan nie, aangesien dit 'n belangrike bron van proteïene veral vir ons armer verbruikers in die land dan is. Spekvarkpryse het wel so bietjie gedaal met die nuutste spekvarkprys nou op R32.10, vleisvarkpryse daal na R32.56, met die nuutste worsvarkprys 0.6% laer op R25 per kilogram. Hoër hoenderpryse kan moontlik oorspoel en varkpryse ook bietjie ondersteun oor die korttermyn. Bokpryse styg egter weer met die nuutste groot bokprys nou op R43, klein bokpryse styg na R54.90, medium bokke styg na R57.39 met bokkooipryse op R45.04. Soos laasweek ook genoem, behoort Kerbani vraag op te druk vanaf nou tot middel Junie ongeveer en kan ons dus nou hoër pryse vir bokke die volgende 2 of wat weke sien. Lucernpryse styg weens hoër vraag veral vir uitvoere met die gemiddelde graad 1 lucernprys nou op R4.350 per ton. Prima lucern staan op R4.700 met graad 2 lucern wat styg na R3.800 per ton. Chops se pryse is egter besig om skerp te daal weens meer aanbod soos meer mielies, veral witmielies nou na die mark begin kom. Die chopprys verhandel nou op R3.600 per ton gemiddeld, maar wilvoerkralle dit nader aan die R3.350 merk hê om in lyn te kom met die 80% van die geelmielieprys. Die prys kan dus nog verder daal oor die volgende week of 2. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Standard Bank en John Deere. As jy meer inligting benodig, gaan besoek gerus ons webtuiste by amtrends.co.za. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.